Goeiemôre. Baie welkom vanoggend in die erediens. Dit is die begin van 'n besondere week in die gemeente en ons kerk. Ons is bevoorreg om hierdie ou tradisie te hê wat al van 1860 afkom, om in hierdie week 'n reeks dienste te hê, wat dan vanoggend in ons geval begin, vanoggend, vanaand, maandag, dinsdag en woensdag aand, tot en met volgende Sondag. Mag dit vir ons 'n besondere week wees. Mag dit vir ons vol vreugde wees en ons ook in die proses mekaar leer ken en ook opnuut 'n nuwe ervaring met die Here het. Groet gou mekaar, sê vir mekaar welkom. Maak seker wie sit naby jou. Dit lyk nie vir my, as die laerskoolkinders nog in die diens is julle welkom om na die jeuglokaal toe te gaan. Ons gaan dan van vanoggend af tot en met woensdag aand en ook volgende Sondagoggend ook 'n kinderpinkster hê, wat ek en Samantha so om die beurt gaan aanbied, maar vanoggend begin dit in die jeuglokaal. So as daar laerskoolkinders is wat nou hier is, kan julle soontoe gaan. En vriende, bring tog julle kinders saam. En as julle van ander mense weet wat laerskoolkinders het, laat hulle asseblief kom, dit gaan baie lekker wees. Hulle kan met hulle nagklere kom, verkieslik met hulle nagklere en hulle pantoffels, want die reeks gaan oor Droomland. Hulle moet in Droomland wees. Nie om te slaap nie, maar in Josef se Droomland. Baie welkom ook aan julle wat by ons ingeskakel is, in die aftreeoorde en op ander plekke. Ek hoop dat die uitsending gaan werk. Ek hoop dit spesiaal vanoggend vir een persoon. En ek gaan maar net jou naam sê, Dirk. Ek hoop dat dit vir jou werk en dat jy dit sien. Dirk is al 2 maande in die hospitaal en ek hoop jy kan inskakel vanoggend by ons by hierdie diens. Vriende, ons begin vanoggend hierdie diens met die woorde van Psalm 27. In Psalm 27 skryf die psalmdigter: Die Here is my lig en my redder. Vir wie sal ek bang wees? Die Here is my toevlug. Vir wie sou ek vrees? En soos wat die psalms nou maar werk, kan ons nou hier agterkom dat lig en redder en toevlug eintlik sinonieme is. Want die psalms doen dit baie keer so om 2 keer dieselfde ding te sê met verskillende woorde. Die Here is my lig en my redder. Hy is die een na wie toe ek kan vlug. En omdat dit waar is, hoef ek nie bang te wees nie. En hoef ek nie te vrees nie. En selfs as ek bang is, kan ek weet ek hoef nie bang te wees nie. Dink net so vir 'n oomblik daaraan. Die Here is jou lig en jou redder. Daarom hoef ons nie bang te wees nie. Gemeente, genade vir julle en vrede van God, wat ons lig is, en ons redder is, en ons toevlug. En van Jesus Christus, wat God se liefde, God se sorg aan ons bewys, en aan ons gebring het. En van die Heilige Gees, wat in jou is, wat rondom jou is, en wat in hierdie oomblik in jou oor fluister. Amen. Ons gaan 4 liedere saam sing. Die eerste lied is 'n lied wat ons ook donderdagoggend gesing het. Dit is die woorde van Psalm 67. Mag God verskyn in sy genade. En direk daarna gaan ons sing lied 442, Gees van God wat in my woon. Dis 'n Pinksterlied.
en dan nog 2 liedere. Ons gaan vir die eerste 3 liedere staan. Vir die 4de lied gaan ons sit. Kan ek net gou dit sê? Pinkstertyd is vir baie van ons 'n tyd, want julle wat so oud is soos ek, toe ons kinders was dit 'n groot ding in Pinksterdienste, om baie te sing en om baie lekker te sing. Nou dis my wens vir hierdie week. Ons gaan ook 2 nuwe liedere aanleer, maar dat ons in hierdie week met vreugde en uit ons harte sal sing, en dat ons regtig waar ook op hierdie manier sal deelneem aan die erediens en die Here se naam sal groot maak. So kom ons probeer ons bes en ons sing met soveel vreugde as moontlik. Kom ons staan.
Ek gaan nou vra dat ons weer opstaan en dat ons dan ons geloof bely. Ek dink daarmee ons kan sit as ons dit doen nie. So ons gaan staan en dan gaan ons geloof bely en ek het die woorde verander vanoggend om te sê ons glo. Ek dink veral in die Pinkstertyd, kom ons verander die ek in 'n ons. Ons glo in die drie enige God. Ons glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ons glo in die Heilige Gees. Ons glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees
en in ewige lewe. Baie dankie. Vriende, kom ons gee geleentheid om net stil te raak en te dink waarvoor ons alles dankbaar is. Dis ook in hierdie tyd wat ons dankoffers gee, so as julle dit elektronies wil doen, kan julle dit nou doen. Anders dink ons net oor hoekom gee ons dit? Hoekom het ons dit gegee of gaan ons dit nog doen? Vir 'n oomblik. Ek gee graag vir Naomi nou die geleentheid om vir ons iets te sê oor omgeegroep vir jonger mense, jong werkende mense. Goeiemôre almal. Nommer 3. Okay, Naby jou mond, hoor. ek sal se maak. Môre almal. Ek wil net graag iets sê oor ons groep vir jong werkende mense. Dit sal ook volgende week Graag daarbij wil inskakel. En vriende, dan is er net 'n paar ander afkondigings wat in die familie nie staan, of nie daarin staan nie. Die heel eerste een wat nie daar staan nie, is dat volgende Dinsdag, die 10de Junie, is dit hierdie maand se saamkuier geleentheid op 'n Dinsdagoggend, vir almal wat op 'n Dinsdagoggend so iets kan bywoon, in die familiekamer. Is 'n geleentheid om mekaar te leer ken, en om name by die gesigte te sit. En by hierdie geleentheid gaan Lee Randall, wat so 2 maande terug met ons sou kom praat, wat toe 'n operasie gehad het, met ons praat. Sy was vir jare lank in die buiteland, by Departement Buitelandse Sake betrokke. En sy gaan 'n paar van haar ervarings, wat sy daar gehad het, met ons deel. Dan is daar, kom ek sê heel eerste, baie dankie vir almal se bydraes vir Huis Andrew Murray, of Huis Jacaranda, een van die huise by Huis Andrew Murray, vir almal se bydraes vir beddegoed, of dan ook die winter bokse wat volgemaak is. Daar het intussen nog een seun bygekom. Hulle het een boetie bygekry, en daar's nog met ander woorde een boks wat gevul kan word, en ek dink die boks staan in die voorportaal. So, die een wat eerste gryp, kan vir daai seun dan ook iets daarin sit. En ek dink daar's ook 'n lysie daarby wat daar kan inkom. En dan vriende, maar net 'n herinnering aan die Pinkster, dat ons elke aand van vanaand af tot en met Woensdag aand 'n diens het, en elke aand se diens word die volgende oggend 9:30, nie 9:00, 9:30 herhaal hier in die kerkgebou. In die aand is daar ook 'n geleentheid vir die kinders, en soos ek nou klaar gesê het, moet hulle sommer met hulle nagklere kom, want dit gaan oor Droomland. Ons dieselfde hoofstukke in die Bybel wat ons hier in die kerkgebou hanteer ons ook daarbo. Volgende Sondag wil ons saam eet. Sommer net om dankie te sê, om saam te kuier. Daar's plek vir 100 mense in die saal. So die eerste 100 mense kan 'n plek kry. En daar's lyste in die voorportaal en in die saal. En julle kan vir Jolandi 'n e-pos stuur na adres toe. En ons wil sommer net saam kuier. Dit gaan niks kos nie. Daar gaan 'n houer wees, as iemand 'n donasie daar wil insit, as jy welkom. Maar jy kan maar net soontoe kom om saam as 'n gemeente te kom dankie sê. En ook 'n geleentheid om bietjie die gemeenskap van gelowiges
met mekaar te ervaar. En dan elke aand na die diens en elke oggend na die diens is daar tee en sop en broodjies in die kerksaal. Mag hierdie van ons gemeente 'n besondere en 'n vrugbare week wees. Vriende, ek is altyd 'n bietjie selfbewus oor hierdie staan en gaan sit en staan en gaan sit en ek weet, party mense staan nie meer so maklik op nie en gaan sit ook nie meer so maklik nie. So, ons gaan nou 2 liedere sing, ons gaan in hierdie week 2 liedere probeer aanleer. Ons het hulle reeds op Hemelvaartdag al 2 gesing. En ons gaan nou al 2 sing. So dit is effens onbekend nog, ons moet bietjie meer konsentreer daarvoor, maar kom ons probeer ons bes, ons gaan staan daarvoor. Maar as jy wil sit, is jy baie welkom, en as jy saam met jou man of jou vrou, of saam met iemand anders wil gaan sit, net omdat dit vir hulle makliker te maak, doen dit gerus. Maar vir die wat kan, en kans sien om te staan, kom ons staan. Ons sing dan eerste die lied, mag God verskyn, U is die lig wat deur die donker skyn, en dan net daarna, wees U my toevlug. Thank you.
Se Vader, ons aanbid U as die God van die hemel en die aarde. As die God wat U Godheid prys gegee het en 'n mens geword het in Jesus Christus. En hier na ons toe gekom het. Hier kom aan ons sy ervaar het hoe dit is om op hierdie aarde te leef. U wat verder gegaan het en gedoen het waarvoor ons nie eens kans sien nie. Om aan die kruis te sterf en deur God verlaat te word. Om ons sonde te betaal. U wat ook opgestaan het, U wat die dood oorwin het. U wat ons meer as oorwinnaars maak. En wat opgevaar het na die hemel. U Here wat ons Vader is, wat vir ons sorg. En wat almagtig is, vir wie niks onmoontlik is nie. Vir U aanbid ons. Here, U is, soos in een van ons liedere geskryf staan, U is onbegryplik. Ons kan U nie verklaar nie. Daar is so baie waaroor ons wonder. En Here, vanoggend wil ons sê, as ons dan oor U wonder, en as ons so baie dinge nie verstaan nie, dan wil ons maar net in verwondering vanoggend vir U aanbid, en met ons liedere vir U sê dat U groot is. Wil ons op een of ander manier, elke moontlike manier waaraan ons kan dink, aan U die eer bring. Dankie Here vir U woord. U woord waaruit ons kan lees. Dankie vir 'n bekende stuk geskiedenis in die Bybel oor Josef en Jakob. En dat ons in hierdie week 'n bietjie weer na Josef kan luister. Dankie vir hierdie tradisie in die NG Kerk van Pinksterdienste. Dankie dat ons nog daaraan kan deelneem. En dat ons ook in hierdie week, Here, kan bid dat U ons sal toerus, dat U ons sal vernuwe, en dat U ons sal gebruik as 'n seën vir diegene wat nie hier is en nie in hierdie tradisie deel nie. Wil U ook nou U woord vir ons oopmaak, asseblief. Amen. Nou vriende, ons gaan hierdie week stil staan by Josef. Nou vir ons jong mense, julle wat nog in die skool is, Josef was maar min of meer julle ouderdom. Ongeveer 17 jaar oud. So ek dink en ek hoop dat julle spesifiek, maar elkeen van ons in hierdie week sal kan identifiseer met Josef. Ons lees vanoggend in hoofstuk 37. En eintlik gaan dit nou in hierdie week oor hoofstuk 37 tot 50. So dis 'n lang gedeelte en ons gaan elke keer maar net so 'n klein stukkie daarvan lees. Hoofstuk 37 se eerste 11 verse. Jakob het in Kanaan gebly. Kanaan is die land waar sy voorvaders ook as vreemdelinge gebly het. En hier volg nou die familiegeskiedenis van Jakob, en dis nou wat in die volgende hoofstukke voorlê. Josef was nog jonk, 17 jaar oud, toe hy die klein vee opgepas het saam met sy broers, die seuns van Bilha en Silpa, sy pa se vrouens. Josef het slegte stories oor sy broers by sy pa aangedra. Hier hoor ons die eerste ding van Josef. Hy het slegte stories oor sy broers by sy pa aangedra. Van al sy seuns was Israel, dis Jakob, die liefste vir Josef. Die seun wat in sy ouderdom gebore is. En daarom het hy vir Josef lang klere met moue gemaak. So hierdie klere was die teken dat hy voorgetrek word. Toe sy broers sien dat hulle pa vir Josef liewer het as vir enige van hulle, het hulle 'n afkeer van Josef gekry. En hulle het niks goeds oor hom gesê nie. Op 'n keer het Josef gedroom en hy het sy droom vir sy broers vertel. Daarna was hulle afkeer van hom nog groter. Hy het vir hulle gesê, luister na die droom wat ek gehad het.
Ons was op die land besig om gerwe te bind en vir ons jong mense, 'n gerf is 'n klomp koring wat so saam gebind word. Ons was besig om gerwe te bind. En skielik gaan staan my gerf regop. En die hele gerwe gaan staan daar rondom en hulle buig voor myne. Toe sê sy broers vir hom, jy verbeel jou, jy sal oor ons koning word. Dink jy sal dalk oor ons regeer? Oor sy drome en sy praatjies het hulle 'n nog groter afkeer van hom gekry. Hy het ook nog 'n ander droom gehad. En hy het vir sy broers vertel, hy het gesê, ek het weer gedroom. Die son, die maan en 11 sterre het voor my kom buig. Toe hy dit vir sy pa en sy broers vertel, het sy pa hom berispe en vir hom gesê, wat vir 'n soort droom is dit wat jy gehad het? Verbeel jy jou ek en jou ma en jou broers moet voor jou kom buig? Sy broers was afgunstig op hom. En sy pa het aan die drome bly dink. Ons lees dit vanoggend tot daar. Vriende, in hierdie gedeelte, hierdie 11 verse, lees ons 3 maal dat Josef se broers 'n afkeer van hom gehad het. Ons lees elke keer wanneer dit gesê word, hulle afkeer het nog groter geword as wat dit klaar was. En hier aan die einde staan daar dat sy broers was afgunstig op hom, jaloers. Ons lees in hierdie gedeelte dat Jakob, Josef se pa, was liewer vir hom as vir sy ander kinders. En ons lees ook dat Jakob aan hierdie droom bly dink het. Maar ek wonder, wat is jou eerste gedagtes as jy aan Josef dink? Josef is mos nou 'n ou bekende storie vir ons. Wat is die beeld wat jy van Josef het en wat is jou eerste gedagtes as jy aan hom dink? Dalk ook dat sy pa hom bederf het, dalk sy mooi kleed, sy broers wat hom in die put gegooi het, Potifar, die tronk. Iets wat in die afgelope tyd vir my opnuut opgeval het, of miskien vir die eerste keer regtig so pertinent na vore gekom het, is dat Josef deel was van 'n erg disfunksionele gesin. Eintlik deel was van 'n erg disfunksionele familie, wat al van voor sy ouers afkom. Dit kom maar van ver af. Josef se pa is Jakob. Jakob is een van 'n tweeling, Jakob en Esau. Van hulle twee, Jakob en Esau, lees ons dat Isak, dis nou Jakob en Esau se pa, Josef se oupa, dat Josef se oupa het vir Esau voorgetrek. En Josef se ouma, Rebekka, het vir Jakob, hulle pa, voorgetrek. Al twee word deur een ouer voorgetrek. Dink net die spanning in daai huis. Uiteindelik kom die ma en sy por haar kind aan vir Jakob en hy verkwansel of hy kry op 'n manier Esau, wat die oudste kind is, sy eersgeboorte reg in ruil vir 'n pot lensiesop. Rebekka gaan daarna nog 'n stap verder en sy bedrieg haar man, wat nie meer so lekker kon sien nie. Sy bedrieg hom met allerlei bokhare oor sy arms, wat Jakob se arms wat moet lyk vir hom laat voel of hy sulke lang armhare het soos sy broer Esau. En dan seën Isak vir Jakob, die jongste kind. Want hy het gedink dis Esau, die oudste kind. Dis 'n chaotiese familie. As gevolg van hierdie ding wat Jakob nou so as 'n bedrieër begin bekend staan, het hy geen keuse nie en het sy ma geen keuse om hom te help nie. Hy moet vlug, want sy broer gaan hom nou doodmaak. Jy kan dink hoe haat sy broer hom.
En hy vlug dan na Rebekka se broer toe, na Laban toe. Daar gekom, besluit hy, maar ek wil met Laban se jongste dogter trou, met Rachel. Maar Laban bedrieg hom, en toe hy uiteindelik na 7 jaar met haar mag trou, toe trou hy met Lea. Toe bedrieg sy oom hom ook, en hy kry 'n verkeerde vrou. Maar hy is nie so lief vir Lea, soos dit hy vir Rachel was nie. En Lea het kinders, die een kind na die ander. Maar Rachel, want hy het uiteindelik met haar daarom ook getrou, maar Rachel kan nie kinders hê nie. En uiteindelik na 'n lang tyd het Rachel kinders. En haar oudste kind is Josef. En nou gaan Jakob, en hy bederf hierdie oudste kind van Rachel. Hy het nog ander kinders ook, want hy mag meer as een vrou hê, so hy het 'n klomp kinders, maar hierdie kind, wat nou eintlik al hier by nommer 7, 8, 9 in die ry staan, hy hanteer hom asof hy die oudste kind is. En dan is Rachel weer swanger, en by die geboorte van Benjamin, die volgende kind, sterf sy. So nou het hy nie meer hierdie vrou vir wie hy so lief was nie, en hy gee al die liefde wat hy vir Rachel sou gee, vir hierdie een kind. Hy gee vir hom 'n lang rok, wat 'n teken is van sy bederf, wat 'n teken is daarvan, jy hoef nie meer skape op te pas nie, want skaapwagters dra nie sulke lang klere nie. Maar hierdie kleed wat hy dra, is ook 'n kleed waarmee hy vir hom eintlik sê, jy is my eersgeborene. Hy is waarskynlik hier by die 8ste of die 10de oudste kind, die 8ste oudste kind. Maar sy pa behandel hom asof hy die oudste is, en hy sê eintlik vir almal, deur die kleed wat hy dra, jy is my erfgenaam, jy gaan alles erf. Kan jy dink, die ongelukkigheid in daardie huis? Die afkeer is 'n verskriklike woord. Josef weet sy broers is afgunstig op hom, maar hy gee nie veel om nie. En dan by geleentheid het hy hierdie drome. En wanneer hy hierdie drome het, dan kom ons agter dat Josef pas heel gemaklik in hierdie disfunksionele familie. Hy gaan maar net voort met wat hy by sy pa geërf het, en wat hy by sy oupa geërf het. En hy kom en hy sê vir hulle, ek het vandag gedroom. Ek het 'n droom gehad, ons werk op die land, en al julle gerwe kom buig voor my. Ek het vandag gedroom, dat die maan en die son en die sterre, alles voor my buig. Hy gee nie om hoe hy dit vertel, en wat dit aan hulle doen nie. Hier is dit baie duidelik dat Josef op hierdie stadium in sy lewe eintlik 'n onwyse man is. Dat hy nie regtig onderskeidingsvermoë het nie. Dat hy nie omgee vir hoe hy dit sê, wat dit aan die verhoudinge in hierdie familie doen nie. Daar's in elk geval nie wonderlike verhoudinge nie, so wat maak dit nou saak? Kom ons kyk wie kan ons teen ons kry, kom ons kyk wie kan ons aan ons kant kry, kom ons stel faksies op teen mekaar in hierdie familie. Nou vriende, mens kan nie regtig vir Josef kwaadlik neem hiervoor nie. Dis al wat hy ken. Toe hy seentjie was dit hoe sy ouma en oupa se huis funksioneer het. Dit was ook hoe hy in sy eie huis, hoe sy eie ma en pa, of sy pa dan spesifiek gemaak het. Hy weet net hoe werk dit om iemand voor te trek, en om ander die rug toe te keer. Hierdie gesin is 'n gesin, waar 'n klomp broers 'n afkeer het van hulle een broer. Dit is 'n gesin met wrywing tussen Jakob en Lea, want hy skeep haar kinders af. Dit is 'n gesin wat gekenmerk word deur disfunksionaliteit en ongelukkigheid. As ons nou vanaand en môre aand en verder in die week hierdie storie gaan volg, gaan ons agterkom dat daar eers in Josef se lewe 'n verandering gekom het. In hoofstuk 50 lees ons,
So na alles gebeur het, dan sê hy vir sy broers, julle wou my kwaad aandoen, maar God wou daarmee goed doen. Hy wat God is, God het gesorg, dat 'n groot volk nou in die lewe bly. Moenie bang wees nie. Ek sal sorg, dat julle en julle kinders kos het. Ek sal vir julle sorg. Hierdie broer wat gesê het, julle buig voor my, ek sal julle dienaar wees, ek sal vir julle sorg. Nou gaan dit nie meer vir hom oor hy wat so belangrik is en vir wie almal moet buig nie. Maar later in sy lewe is hy die een wat in hulle diens tree. En die draaipunt van hierdie jong Josef na 'n latere Josef, het gebeur by die 2 drome wat Josef gehad het. Want vriende, hierdie 2 drome was ontmoetings met God. Dit is hoe God aan mense verskyn het. Dit is hoe God met mense gepraat het in daardie tyd. Dis ook hoe God met hulle pa, met Jakob gepraat het, daai tyd toe hy moes vlug op pad na Laban toe. Toe het hy een aand geslaap by Bethel en dan droom hy dat daar leere van die hemel af is en dat die Here afkom na hom toe en dat die Here met hom praat en hy noem die plek Bethel, huis van God. En toe hy by Laban was, het hy ook een nag gedroom, het die Here aan hom verskyn, daai tyd van die skape toe hy sy eie boerdery begin het. Drome was die manier waarop die Here met mense gepraat het. En dit was tydens hierdie drome, hierdie ontmoetings met God, dat Josef ontdek het, dat ek nie maar net die produk is van my gesin en my familie nie. Dit was tydens hierdie ontmoeting met God in daardie drome, en ook in sy latere drome wat hy uitgelê het, die Farao se drome wat hy uitgelê het, wat ook ontmoetings met God was, daarin het hy ontdek, ek is nie net die produk van my verlede nie. Ek is nie uitgelewer, ek is nie 'n slagoffer van my huisgesin en van my geskiedenis en van my verlede nie. Het hy ontdek en het die Here dit vir hom duidelik gesê, Josef, jy kan verander. Jy kan uitstyg bo jou omstandighede. Het Josef ontdek, ek kan word. Nie dit wat my pa besig is om van my te maak nie, maar ek kan word dit wat God bedoel het, wie ek moet wees. Vriende, dit geld vir ons. Dit geld vir my, dit geld vir elkeen van ons, vir elke mens. Ons is nie uitgelewer aan die verlede nie, maar is deur God geroep na die toekoms toe. En ek kan na die toekoms toe stap, nie vanuit my verlede nie, maar ek kan na die toekoms toe stap vanuit my ontmoeting met God. Want in hierdie ontmoeting sê God vir Josef, Josef, ek het 'n plan met jou. Ek het 'n plan met jou. Al het Josef moontlik hierdie ontmoeting, hierdie droom op 'n verkeerde manier aan sy broers en aan sy ouers oorgedra. En al het Josef op daai stadium waarskynlik nie ten volle geweet wat hierdie droom inhou nie, want hy sou later nog drome kry en die Farao sou drome gedroom het wat hy moes uitlê. Het hy in hierdie 2 drome, die droom van die gerwe en die droom van die son en die maan en die sterre, het hy gehoor en het hy verstaan dat God 'n plan het met my. Dat ek geroep word om op een of ander manier, hy het nie geweet hoe nie, in Egipte te kom en dat eers my broers vir my gaan buig en ek vir hulle gaan sorg. God het 'n plan met hom.
Ten spyte van die disfunksionele familie waaruit hy kom. Ten spyte van sy onvolwassenheid op daardie stadium toe hy die droom gekry het, God het 'n plan met my. En dis vir ons ook waar. Want vriende, soms is ons omstandighede ook nie goed nie. Somtyds is die erfenis wat ek ontvang het, nie mooi nie. Somtyds sit ek met 'n klomp wonde, en 'n klomp seer, en 'n klomp verwyd, en 'n klomp skuldgevoelens oor die verlede. Het kan wees dat ek ook naïef opgetree het in die verlede. Dat ek ook verhoudings versier het, soos wat Josef gedoen het, met sy broers en sy familie. Het kan wees dat ek sê, ek wens daarom ek het dit beter gehad in die lewe, soos persoon A en B en C. Het kan wees dat die mense in die aand in jou bed gaan lê en dan dink jy by jouself, ek is op 'n verkeerde tyd, in 'n verkeerde huis gebore. Ek wens ek kon in 'n ander tyd en in 'n ander huis en in ander omstandighede leef. Of het kan wees dat ek dink, joh, ek is daarom wonderlik, kyk hoe gelukkig is ek, kyk wat omstandighede kom ek is daarom gelukkig beter as die ander. Ek het daarom nie in so rondgeploeter in my lewe nie. Ek kan oor julle baas speel. En dan skaad ek ook die verhoudings met mense. En mense kry dalk 'n afkeer van my. Vanoggend kom sê die Here in Genesis 37 vir ons, God, kan dit verander. Ek kan dit verander, deurdat ek jou in staat stel in hierdie Pinkstertyd, deur die werking van die Heilige Gees, dat jy kan wegkyk, dat jy jou kop kan draai, en kan wegkyk van die verlede af, en kan sien dat jy geroep word na die toekoms toe. God kan ook dit wat ek van my ouers en my voorgeslagte geërf het, en alles wat in die verlede gebeur het, en alles wat ek oor myself dink, en oor myself uitspreek, en alles wat my dalk mag kortwiek, God kan dit breek. God kan dit breek. En is God se vraag vanoggend vir my en vir jou, is God se vraag vanoggend vir ons as 'n gemeente, weet jy, wat is God se plan met jou? En die eerste manier hoe mense dit agterkom, is om dit te sê, dit hardop vir jouself te sê, dit oor en oor te sê, ek is nie 'n slagoffer van my omstandighede en van die verlede nie. Ek is nie 'n slagoffer nie. Maar die tweede, is dat ek 'n ontmoeting met God sal hê, soos wat Josef dit in sy droom gehad het. En dis die vraag vanoggend. Het jy al in so 'n ontmoeting met God gehoor, wat is God se plan met jou? En 'n ontmoeting met God is nie noodwendig 'n stem uit die hemel nie. 'n Ontmoeting met God is nie noodwendig dat ek eers stap en dan skielik verlig alles rondom my en dan weet ek presies wat dit is nie. 'n Ontmoeting met God is nie dat ek vanaand gaan slaap en dan skielik word dit lig en dan droom ek en dan sien ek vir God voor my staan en ek hoor klokhelder hoe God vir my sê wat my plan is nie. Ook Josef het dit nie so gehoor nie. Ook Abraham het dit nie so gehoor nie. Josef het bloot eerste 2 drome gehad. Daarna volg 'n klomp goed. Dan later het die Farao 'n droom. En so word die ontmoeting met God, gaan die ontmoeting met God voort, en hoor hy al hoe duideliker soos die tyd aangaan, wat is God se plan met hom? In ons geval, vriende, praat God baie duidelik en helder met ons deur sy woord.
Daar's baie stemme wat opgaan en sê die Bybel is nie geldig nie. Die Bybel is nie waar nie. Alles in die Bybel hoort nie daar nie. Ongeag wat mense sê. Vriende, moet ons wat vanoggend hier sê en dit erken vir mekaar dat die Bybel is die manier waarop God sy plan en sy droom aan ons bekend maak. En die probleem is nie dat God nie praat nie. Die probleem is nie dat God nie aan ons verskyn nie. Die probleem is dat ons is so besig met ander goed, dat ons hom nie altyd hoor nie. Die probleem is dat God baie keer by ons kom kuier, maar ons hart loop so rond en ons is so besig en die musiek is so hard en die mense praat so baie, dat ons God nie kan hoor nie. En dan stap God daaruit, dan bly sy plan se woorde in die lug hang. En ons het dit nie gehoor nie. Om God se ontmoeting te beleef, vra dat ek gereeld na hom sal luister, deur sy woord te hoor. Dat ek met sy woord sal besig wees op 'n stil plek, in 'n stil tyd van my dag se program, en met 'n ontvanklike hart, 'n stil hart. Stil plek, 'n stil tyd en 'n stil hart. Ek kan nie maar net, terwyl ek by die rooi lig wag, gou op my foon kyk, wat is vandag se versie nie. Die Bybel te lees vra, dat ek my sal afskakel. Dat ek doelbewus sal afskakel, my foon sal afsit, sal stil word, sodat ek God kan hoor. En dan in my gebed nie net vra vir kos en klere vir my kinders se werk nie, maar dat ek in my gebed sal antwoord op dit wat ek in die woord van die Here in daai oomblik gelees het. Vra ook, vriende, dat ons met ander mense sal praat. Ons glo in die gemeenskap van die heiliges. Dat ek by mense sal hoor, wat sien julle, wat dink julle van dit wat ek hoor by God? Nie uit die hoogte praat en sê, die Here het aan my verskyn, die Here het vir my woord gegee, God het vir my gesê, en dan klink dat vir ander mense moet wegkruip, want ek het nog nie so gehoor dat God, vir mense te help, en vir mense te sê, maar, dit voel vir my, ek hoor dit by die Here, wat dink julle hiervan? En seker te maak, dat ek dit op so 'n manier sê, dat ander mense nie van my 'n afkeer kry nie. Want ons kan so heilig wees, en so sê die Here het met my gepraat, dat ander mense regtig weg wil krimp voor my. Moet ek altyd seker maak, dat wat ek gehoor het, want dis wat die Here vir my sal sê, dis wat die Here se plan is. Josef sê vir sy broers, ek is nie God nie, moenie vir my bang wees nie. Ek is nie God nie. Ek is hier om namens God vir julle te sorg. En dis wat die Here van ons wil sê. Dis wat ek moet hoor by die Here. Dis God se droom vir my. Vir wie moet ek sorg? Vir wie moet ek tot seën wees? Vriende, God het 'n heerlike, 'n wonderlike droom, plan vir jou en vir my en vir elke mens. Dis hoekom hy jou gemaak het. Met 'n baie spesifieke plan in gedagte. Mag ek en jy hoor, God ontmoet, om te hoor, wat is sy plan vir my, vir jou, wat is God se plan vir ons gemeente? Amen. Dankie Here, dankie vir hierdie groot waarheid, dat U 'n plan het met ons. Dat of ek nou 4 jaar oud is, of 40 jaar oud is, of 80 of 100 jaar oud is, dat U met my 'n plan het, hier op aarde, tussen mense. Dankie Here, dat U plan nooit verjaar, of ongeldig word nie. Dankie dat ons altyd iets nuuts van onsself kan ontdek in ons ontmoetings met U. Here,
maak gebruik hierdie Pinkstertyd om ons hierdie nuwe avontuur te laat aanpak, om U te volg, dat U plan met ons kan uitvoer. Amen. Vriende, so 'n paar jaar gelede, ook in Pinkstertyd, het ons 'n lied aangeleer wat gaan oor die storie van Daniël. Daar's 'n klomp liedere wat ons al so oor die jare met Pinkster aangeleer het en wat ons eintlik besonder goed sing. Hierdie Daniël lied het vir my gevoel of ons daai eerste jaar het nie so lekker sing nie, maar soos die tyd aangegaan het, sing ons dit al hoe beter. Kom ons sing vanoggend hierdie Daniël lied waarmee ons sê ek sal staan en ek sal val net vir die Here. Vriende, waar ons is, daar het God ons geplaas. Waarheen ons ook al gaan, daarheen stuur God ons. Om God se plan vir my en met my, daar sigbaar te maak. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal sy aangesig na jou toe oplig en aan jou vrede gee. See